Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgelees deur Marlena Nel. Sondag 7 Desember. Toewyding. Kom ons open met gebed. Liewe Jesus, ons sê vir U baie dankie vir die voorreg wat U ons gee om vandag hierdie studie te bestudeer. Liewe Heer, maak asseblief ons geestelike oog en hart oop en help asseblief dat ons hierdie boodskap mag verstaan. Ons vra dit in die naam van Jesus alleen. Amen. Lees Josua 22 vers 1 tot 8. Wat sê hierdie verse vir ons oor die toewyding van die stamme van Reuben en Gad en die halwe stam van Manasse? Ons lees Josua 22 vers 1 tot 8. Toe het Josua die Reubeniete en die Gadiete en die halwe stam van Manasse laat roep en aan hulle gesê: Julle het alles onderhou wat Moses, die knegt van die Here, julle beveel het, en julle het na my geluister in alles wat ek julle beveel het. Julle het jul broers nie in die steek gelaat nie, dit is nou baie dae al tot vandag toe, en het die ordening van die gebod van die Here julle God onderhou. Maar nou het die Here julle God jul broers rus gegee, soos hy hulle beloof het. Draai dan nou om en gaan na julle tente, na die land van julle besitting wat Moses, die knegt van die Here, julle oorkant die Jordaan gegee het. Neem net noukeurig in ag die onderhouding van die gebod en die wet wat Moses, die knegt van die Here, julle beveel het, om die Here julle God lief te hê en in al sy wete wandel en sy gebooie te onderhou en hom aan te hang en hom te dien met julle hele hart en met julle hele siel. So het Josua hulle dan geseën en hulle laat gaan, en hulle het getrek na hulle tente toe. Maar aan die helfte van die stam van Manasse het Moses in Basan 'n erfdeel gegee, en aan die ander helfte daarvan het Josua 'n deel gegee saam met hulle broers diskant die Jordaan in die weste. En toe Josua hulle laat gaan het na hulle tente, het hy hulle ook geseën en met hulle gespreek en gesê: Gaan terug na julle tente met groot rykdomme en 'n menigte van vee, met silwer en goud en koper en yster en baie klere. Deel die buit van julle vyande saam met julle broers. Josua 22 vers 1 tot 8. Josua bevestig dat die stamme van Israel wat oos van die Jordaanrivier gewoon het, in ooreenstemming met Moses en ook sy voorskrifte, hul verpligtinge nagekom het. Verpligtinge wat van geweldige toewyding aan en opofferings ter wille van Israel se gesamentlike doelstelling getuig. Vir 'n geruime tyd het hulle skouer aan skouer met hul broers geveg, wat inderwaarheid ongeveer 6 tot 7 jaar lank was volgens Josua 11 vers 18 en hoofstukke 14 vers 10 en Deuteronomium 2 vers 14. Dit het vereis dat vroue en kinders aan die ooste kant van die Jordaanrivier agtergelaat moes word. Tog is hulle lojaal aan hulle volksgenote. Hulle staan saam op die veldslag, staar tesame besering en dood in die gesig. Hierdie verse sinspeel op iets belangriks, dat 'n samehorigheidsgees landwyd onder die volk behoort te heers. Dit baan ook die weg vir die daaropvolgende storie, wat op die keper beskou oor eenheid gaan. Gaan die Israelitiese stamme verenig bly, siende dat dit 'n duidelike grens, die Jordaanrivier, tussen hulle vloei? Sal hulle toelaat dat aardrykskundige gegewens hul nasionale identiteit skaad, of sal hulle toelaat dat hul gedeelde aanbidding van die enigste lewende God hul nasieskap behoue laat bly, verenig en sterk onder die Here se teokratiese leiding? Josua verduidelik dat die eenheid wat hulle tot dusver beleef het, slegs aan 'n enkele faktor toe te skryf is. Die feit dat hulle nie hul volksgenote nie, maar Jahwe self gedien het, die een wat hulle hierdie sending opgelê het. Hierdie einste beginsel kom mens ook in die Nuwe Testament te. Die apostel Paulus vermaan gelowiges om hul diens met 'n bepaalde ingesteldheid te verrig, dat hulle dit vir God en nie net vir hul medemens moet doen nie. Ons lees Efesiërs 6 vers 7.
en met goedwilligheid die Here dien en nie mense nie. Ons lees Kolossense 3 vers 23. En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Ons lees ook 1 Tessalonisense 2 vers 4. Maar soos ons deur God waardig geag is dat die evangelie aan ons toevertrou sou word, so spreek ons, nie om mense te behaag nie, maar God wat ons harte beproef. 1 Tessalonisense 2 vers 4. Watter hoër roeping het ons as die feit dat alles op die keper beskou vir die skepper van die kosmos gedoen word? In die alledaagse lewe het ons dikwels met uitdagings en probleme te kampe, haakplekke wat maklik tot ontmoediging en die opgee van die goeie stryd kan lei. Soms is dit so maklik om net op te gee. Tog kan ons die Here om die nodige krag bid en ons wend tot die een wat beloof om by ons te wees en wat ons in staat stel om te doen wat hy van ons vra. As ons hoë roeping in Christus voor oë hou, is die nodige motivering om uit te hou en aan te hou binne ons bereik, ten spyte van die onafwendbare uitdagings en teleurstellings wat deel van ons gevalle bestaan hier op aarde is. Die stamme van die ooste kant staan gereed om huiswaarts te keer. In hoofstuk 22 vers 5 en 6 sê dit dat Josua 'n beroep op hulle doen om getrou aan die Here te bly, waarna hy 'n seën oor hulle uitspreek. Watter transformasie kan ons interpersoonlike verhoudings in die gemeente ondergaan indien ons meer vir mekaar sou bid as wat ons tans doen?